Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Hooiberg van die Kruistriomfeer bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, en die een wat ons nou besig is om te leer in die krag van sy opstanding. Ek hoop ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, en gereed vir nog 'n aflewering van ons reeks oor die boek Openbaring. Hierdie is deel 43. Kom ons bid net. Vader, ons sê vir u dankie dat ons die voorreg het om gelei te kan word deur die Heilige Gees, sodat ons insaag kan hê in die woord en kan weet wat die woord vir ons wil sê. Maak ons verstand oop, maak ons gedagtes oop, laat ons geestelike oë sien en dat ons ore hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Sê vir u dankie in Jesus naam. Amen en amen. Hoofstuk 14 vers 6 en 7. Kom ons begin sommer dadelik. En ek het 'n ander engel in die middel van die lug sien vlieg met die ewige evangelie om te verkondig aan die bewoners van die aarde en aan alle nasies en stamme en tale en volke. En hy het met 'n groot stem gesê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Is dit nie wonderlik nie? Ons is in die groot verdrukking. Ons haat God. Ons word deur swere gepla. Ons word deur angste en dan aardbewings en vuurspieënde berge. Dit gaan geweldig en ons is in 'n geweldige penare en skielik vlieg daar 'n engel in die hemel, duidelik sigbaar, reg oor die wêreld, en hy sê: Vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom wat die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak word. En ons steek ons vuis op na die hemel in 'n bal en ons sê ons sal nie. Ons dien die Antichrist. In al hierdie ellende, is dit wat gaan gebeur in die groot verdrukking, in hierdie deel van die groot verdrukking. En u kan verstaan, nou reeds, ten spyte daarvan dat die evangelie met die krag van die Heilige Gees gepreek word, en daar getuienis is, en nou praat ek nie van getuies oor genesing nie, weet jy, ek is al so moeg, as mense sê, die Here het vir my, die man van my gebid, en ek het gesond geword, ek gee die Here al die eer. Wanneer gee jy die Here eer vir die verlossing wat hy in jou lewe gedoen het? Hy het jou uitgeruk uit die duisternis, en hy het jou gesit in die lig van sy ewige seun. Wanneer hoor ons meer getuienis van, ek was 'n dronkaard, maar God het die bande van die Satan gebreek, en vandag is ek nugter vir baie jare al. Wanneer hoor ons die getuienis, en moenie my verkeerd verstaan nie, dis mooi om te hoor, as iemand van 'n siekte genees word, dis mooi om te hoor, wanneer God 'n kranke van sy bed af laat opstaan, want hy kan dit doen, en hy doen dit, uit sy genade, op sy tyd, binne sy wil, binne sy wysheid. Ons gaan baie daarvan sien in die 1000 jaar van vrede. Want dis die tekens van die koninkryk van God. Die boodskap wat Jesus gepreek het. Onthou, die boodskap wat Jesus gepreek het in die 4 evangelies, het gegaan oor 'n letterlike koninkryk, en die koning was letterlik op daai stadium op die aarde. En daaroor kon hy sy 70 disippels uitstuur en sê, gaan genees hulle, dryf duiwels uit, rig die dooies op, want dit is praktiese gebeurtenisse, tasbaar, vir die koninkryk van God. Toe die Jode die koninkryk van God verwerp, en het dit gekom by die kerk wat 'n geestelike godsdienst is. Efesiërs 1 vers 3 sê, ons is geseënd met alle geestelike seëninge in die hemel en op aarde. Geestelike seëninge. As jy fisies genees word, is genade van God, maar dit is nie binne in die verbond wat God met ons het nie. Want die geestelike koninkryk van God, soos wat ons het nou ervaar, is gebaseer op soek die koninkryk van God en sy geregtigheid, en hierdie dinge sal jou bygevoeg word. Dis nie gebaseer op fisiese sake soos duiweluitdrywing en liggaamlike genesing en daai klas van goed nie, hoewel dit gebeur, uit genade van God gebeur dit. Maar ek wil nie hoor hoeveel keer het iemand 'n duiwel uit jou uitgedryf nie. Want as jy kind van God is, het jy nie 'n duiwel in jou nie. Ek wil hoor, hoeveel siele het God al gered? Ek wil hoor, hoeveel vreugde is aan jou lewe? Ek wil hoor, hoeveel oorwinning is aan die lewe? Maar ek sê vir u,
Al vlieg 'n engel nou vanaand oor hierdie wêreld en hy sê vir jou, vrees God, is daar baie mense wat God nie gaan vrees nie, en wat gaan sê, dis sommer net 'n hoax. Ek wil amper sê, dit was nou gratis. Kom ons gaan na ons onderwerp toe. Die engel verkondig die evangelie, maar kondig ook oordeel aan. Met die oordeel van God wat in hierdie dae so duidelik op aarde is dit geen wonder waarom die skare van diegene wat deur die groot verdrukking gered is nie getel kan word nie. Die engel roep die mense van die aarde op om God te vrees en aan hom eer te gee. Hulle kan nou gewillig eer aan God gee of gedwing word om later eer aan hom te gee. En dank die Here, diegene wat gered word in die groot verdrukking, wat die boodskap van die evangelie van Christus hoor, aangevuur deur hierdie engel, wat dit sê, is ontelbaar. Mense gaan luister. En ek is baie dankbaar daaroor. Mense gaan luister wat die 144.000 sê. Mense gaan luister wat hierdie engel sê. Mense gaan luister na die evangelie van Christus en waaragtig tot bekering kom. En in die groot verdrukking gaan hulle nie bekommerd wees of hulle genees word van kanker of genees word van enige ander siekte in die liggaam nie. Hulle gaan net dankbaar wees dat die Here hulle siel gered het en hulle gaan sterwe, marteldood. Hulle gaan nie lewe spreek en sê, wel, daar's 'n heining om ons gebou en die engele pas my op en geen onheil sal naby my tentwoning kom en Psalm 91 gaan my beskerm en al hierdie goed nie. Hulle gaan net uitroep, Here, ons dien U, ons loof U, ons prys U. O, halleluja, ons is gewillig om te sterf vir U. Hier is die bitter ironie van hulle lot. Al verdoem hulle self vir ewig deur hulle weiering om die waarheid in die oë te kyk, sal hulle eendag gedwing word om dit in die oë te kyk. En ek wil vir jou sê, die valse predikers van vandag, as hulle nie waaragtig bekeer nie, die Kenneth Copelands, die Jerry Savelles, die Jesse Duplantis, al hierdie ouens, die Carrie Blakes en die ouens, as hulle nie waaragtig tot God gaan bekeer nie, gaan hulle eendag die knie voor hom buig vir die groot wit troon oordeel, en dan gaan 'n geknars van tande wees, nog voor hulle in die hel is. Vroeër of later sal die heerlikheid wat hulle weier om die Skepper gewillig eer te gee, van hulle vereis word deur die aanskouing van sy toorn. Vers 6 kan 'n geldige vervulling wees van Jesus se belofte in Matteus 24 vers 14, dat die evangelie voor sy wederkoms aan die hele aarde wêreld verkondig sou word, maar dit kan nooit 'n geldige verskoning wees om die dringendheid van sendings te verwaarloos nie. Nou ek wil vir julle sê, ek glo dat hierdie koninkryk gaan dan teen die einde van die 7 jaar gaan hierdie boodskap van Jesus Christus die gekruisigde gepreek word en afgehandel word. In die 1000 jaar van vrede gaan die boodskap van die koninkryk van God na alle nasies deurgaan. En ek dink dis wat Jesus bedoel het. Want dis die evangelie wat weer gepreek gaan word. Alhoewel dit is die enigste plek in die Nuwe Testament waar ons sien hoe engele die evangelie verkondig. En nie werklik die evangelie van redding en van verlossing en van kind van God en wedergeboorte nie, maar die evangelie van God se eer, God se heerlikheid, God se krag, God se mag. Dien hom, roep hierdie engel uit. En God se verhewe wysheid het hy gekies om daardie verantwoordelikheid aan mense alleen te gee, afgesien van die skaarsste uitsonderings. Vers 8. 'n ander engel het gevolg en gesê, Geval het Babylon, die groot stad, omdat sy al die nasies laat drink het van die wyn, van die grimmigheid, van haar hoerery. Dan verskyn nog 'n engel, 'n tweede een, omdat daar in Openbaring 14 vers 9 melding gemaak word van 'n derde een, dui dit daarop dat daar 'n rangorde in die gebeure is. Wat hierdie engel aankondig, beklemtoon die noodsaaklikheid om gehoor te gee aan die roepstem van die eerste engel. Die uur van God se oordeel word ingelei met die oordeel oor Babylon. Dit is Babylon die grote, omdat dit groot gedagtes oor homself gehad het. En ook omdat dit groot invloed op die nasies gehad het. Maar God bring 'n einde daaraan. Oordeel oor Babylon word in detail beskryf in Openbaring 17 tot 18. In die woorde geval, hoor jy die echo van die profesie van Jesaja. Kom ons lees Jesaja 21 vers 9. En kyk, daar kom 'n stoet manne, ruiters 2 aan 2. Toe het hy aangehef en gesê, geval het Babel, en hulle het al die gesnede beelde van sy gode verbrysel
teen die grond. Vandag het ons nie gesneede beelde nie. Ons het valse profete, valse apostels, en ons sal vreeslik graag hulle gesneede beelde, wat nou geestelik is, wil verbrysel. Die uitroep van die engel beteken 'n waarskuwing van die oordeel wat kom, waarvan die resultaat hier gekommunikeer word. God oordeel nooit sonder waarskuwing nie. Dit moet mense daarvan weerhou om hulself in die arms van die moeder van hoere te werp, Openbaring 17 vers 5, en om oorweldig te word deur 'n aanloklike godsdienstige skoonheid en pragt. Die oorweldige rykdom en wêreldse charme het Babylon 'n gewenste vernoot van alle nasies gemaak. Wêreldleiers maak gretig kontak met die Vatikaan. Hulle drink graag 'n slukkie saam met haar van die wyn van haar hoerery. En nie net wêreldleiers nie. Mense soos Kenneth Copeland, Robert Schuller, Rick Joyner drink ook saam met die paus van die wyn van sy hoerery. Hulle het gedink dat hulle self verryk om naby hierdie hoer te kom. Dit was 'n hoer vir wie jy nie hoef te betaal nie, maar wat haar self betaal het vir die hoerery wat sy gepleeg het. Maar hulle sal 'n duur prys moet betaal vir hulle flirtasies. Hulle besef nie dat hulle hulself blootstel aan die toorn van God deur van die wyn van die hartstog van hulle onsedelikheid te drink nie. En ek wil amper sê, daar is van hulle wat dit baie beslis weet en baie definitief, maar net saamgaan vir die eer en vir die finansiële bystand en die ondersteuning wat die Rooms-Katolieke Kerk gee. Nou praat ek van vandag, hoeveel te meer nie in die groot verdrukking nie. Soos hulle in haar weelde wou deel, soos hulle deel in haar val. Elkeen wat nie van die groot Babylon onttrek nie, sal van haar pla ontvang. Wanneer ons vertel word dat Babylon alle nasies in hoerery gelei het, is die hoofgedagte ongetwyfeld hoofsaaklik geestelik. Hoewel ons nooit verbaas is om te sien dat geestelike hoerery met letterlike onsedelikheid gepaard gaan nie. En ek wil dit vir u sê, gaan kyk na die valse profete en die valse apostels, wat hulle verbind met die Rooms-Katolieke Kerk. Meeste van hulle het een of ander seksuele sonde wat of geopenbaar is, of nog steeds weggesteek is. Want as jy wegbeweeg van die waarheid van God se woord, as jy wegbeweeg van die krag van God se woord, as jy wegbeweeg van die leiding van die Heilige Gees, die grootste sonde in hierdie wêreld is onsedelikheid, pornografie en onsedelikheid, hoerery, met ander woorde. En dit is wat met almal van hulle gebeur. As jy wegbeweeg van die beskerming van God, is dit jou einddoel. Vers 9 tot 11. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. Ek sê tong in die kies, daai wyn van God gaan nie gemeng wees met coke nie. Dis ongemeng. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid. En hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Weereens, die merk is nie die COVID-inspuiting nie. Weereens, die merk is nie dit wat nou op die oomblik rondgaan as kamsig die merk nie. Die merk gaan eers wees as die Antichrist die merk openbaar. Maar hierdie skrif, vers 9 tot 11, ek dink ek moet hom weer 'n keer lees, is 'n duidelike, uitlopende, sterk, stewige bewys dat die hel letterlik is vir ewig. En 'n derde engel het hulle gevolg en met 'n groot stem gesê: as iemand die dier in sy beeld aanbid en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang. Ek dink net iets voor ek verder lees, toe televisie in ons land gekom het, het hulle hom ook die merk van die dier genoem. Hulle het hom baie keer ook sommer die dier genoem. Sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeen ingeskink is in die beker van sy toorn. En hy sal gepynig word met vuur en swaal voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier in sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang. Vers 9 herinner ons dat daar 'n verband is tussen die aanbidding van die dier en sy beeld, en die ontvang van sy merk op jou voorkop of op jou hand. Niemand sal toevallig
of per ongeluk die merk neem nie. Die verband tussen die aanbidding van die dier en die neem van die merk sal duidelik wees. Alhoewel die neem van die merk kan, vir sekulêre oë, onskuldig genoeg lyk. Ons is so gewoond aan al hierdie dinge. Dit mag 'n blote belofte van getrouheid en toewyding aan die Antichrist en sy regering wees, selfs soos die brand van 'n knippie wierook tot 'n beeld van Caesar, en die belofte Caesar is Lord. In die vroeë kerk het 'n onskuldige daad van burgerlike daad gelyk, plig teenoor die antieke heidene. Diegene wat die Antichrist aanbid word gedwing om die wyn van die toorn van God te drink. Hierdie beker van God se toorn is soos onverdunde wyn, gemeng met speserye om dit nog sterker te maak. Die idee van God wat 'n beker van toorn vashou, wat hy diegene onder oordeel laat drink, word meer as 13 keer in die Bybel uitgedruk. En ek wil nou vir u sê, Christus het aan die kruis die beker van God se toorn geledig vir almal wat dit glo en aanvaar. Maar as jy dit nie aanvaar nie, as jy nie aanvaar wat op die kruis van Golgotha gebeur het nie, as jy nie aanvaar dat Christus die beker in jou plek gedrink het nie, gaan jy die beker van toorn self drink. En ek wil vir jou sê wat na my luister en sê, ag, weet jy, hierdie ou praat soveel nonsens. Ag, wens hy wil bykom. Ag dit en ag dat. God kom nie en hy kom vra die mensdom. Sal julle nie asseblief julle bekeer nie? Ag, sal julle nie asseblief julle laat doop nie? Ag, kindertjies, wil julle nie asseblief heilig lewe nie? Nee. God niks daarvan nie. God kom en is 'n bevel. Bekeer jou en laat jou doop. God kom en hy sê jy moet tot bekering kom, want jy is op pad hel toe, en as jy nie tot bekering kom nie, is dit waar jy gaan beland. En jy gaan die beker van toorn van God drink, uit jou eie uit, vir ewig en ewig en ewig. Christus het dit eenmaal gedrink. En daaroor kan hy, as God vir jou 'n bevel gee, as jy, kind van God, aanvaar, wat hy aan die kruis van Golgotha gedoen het uit genade, het God die reg om vir jou te sê, leef in geregtigheid. Het God die reg om vir jou te sê, jaag heiligmaking na. Het God die reg om vir jou te sê hoe jy moet lewe. Want jy is nie wetteloos nie. Psalm 75 vers 9 sê vir ons, want in die hand van die Here is 'n beker en die wyn skuim. Dit is oorvloedig gemeng en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp en uitdrink. Ek wil op hierdie stadium sê, Rob Bell, jy sê God se liefde is so geweldig dat geen mens sal ooit hel toe gaan nie. Selfs die Satan word gered, want God se liefde is geweldig. Wat doen jy met hierdie skrifgie? Kom ek lees hom weer. Psalm 75 vers 9. Want in die hand van die Here is 'n beker en die wyn skuim en is oorvloedig gemeng en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddelose van die aarde opslurp, uitdrink. Jeremia 25 vers 15. Want so het die Here, die God van Israel, vir my gesê, neem hierdie beker van die wyn van grimmigheid uit my hand en gee dit om te drink aan al die nasies na wie ek jou stuur. Klink dit vir jou soos 'n God van liefde? Ja, aan die kruis van Golgotha het hy sy liefde uitgestort. En as jy dit weier, dan is dit wat jy gaan kry. Nou dis die idee agter die beker van Jesus, indien moontlik wou vir my, luister, Matteus 26 vers 39, en hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil, want hy het daai skrifte geken, en hy het die toorn van God geken, want hy was self God. Jesus het gewillig die beker van die Vader se toorn geneem, wat ons verdien het. Hier het die vyande van Jesus geen keuse nie. Die beker word op hulle afgedwing. Die wyn in die beker word geassosieer met toorn, wat 'n hartstoglike woede is. Die beker self word geassosieer met verontwaardiging, wat woede uit 'n vaste geaardheid is. Nou die Hebreëse woord orgie is die algemene woord vir God se toorn in die Nuwe Testament. Timos word slegs 11 keer gebruik en 10 van die 11 is in Openbaring. Diegene wat die Antichrist aanbid en sy merk ontvang, sal hierdie toorn en verontwaardigheid vir ewig in die hel verduur. Dis die moderne metode om van die hel af te sien, het geen ewig nie in Openbaring nie. Hier word die feit van ewige pyniging duidelik gestel. Vir ewig en altyd beteken
in die oorspronklike taal vir ewig en altyd. As die enigste gevolge vir sonde in hierdie lewe is, of as die enigste straf vir sonde tydelik is, dan het slim sondaars vir God gewen. Hulle pyniging is in die teenwoordigheid van die lam. Dit is verkeerd om te sê dat die hel sonder die teenwoordigheid van God sal wees, maar dit sal sonder sy liefde wees. Die teenwoordigheid van Jesus sal daar wees, maar slegs die teenwoordigheid van sy heilige geregtigheid en toorn teen sonde. Ek gaan nou met die volgende afdeling aan met vers 14 en 16. Ek het wil dit net vir u lees. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit wolk en een soos 'n menseseun wat op die wolk sit met 'n goue kroon op sy hoof en in sy hand 'n skerp sekel. En 'n ander engel het uit die tempel gekom en met 'n groot stem geroep na hom wat op die wolk sit: "Slaan die sekel in en maai, want die uur het vir u gekom om te maai, omdat die oes van die aarde oorryp geword het. En hy wat op die wolk sit, het sy sekel oor die aarde laat gaan, en die aarde is afgemaai." Nou ek wil hê jy moet deurgaans onthou, Openbaring gaan nie net hieroor nie. Openbaring gaan nie net oor die toorn van God nie. Openbaring gaan oor Jesus Christus en die krag van sy opstanding. Baie dankie Vader dat u vir ons tot sover in Openbaring geopenbaar het en dat ons dit kan verstaan, al gaan ons nie daar wees nie. Wil ons tog verstaan, want dit is hoe ons leer van Jesus Christus en in die krag van sy opstanding. Ons sê vir u dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Al wat vir my oorbly om te sê is, gaan en wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het, en Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy vir ons nog 'n geleentheid gee om te kyk na die boek van Openbaring. Wat ek wil bysê is, neem jou wedergeboorte ernstig op. En mag hy met jou wees, totdat ons weer gesels. In Jesus naam. Amen.